ek nie sal buig, elke mond getuig, dat Dis Vita Dei Bybelstudies, Johannes hoofstuk 16 en ons het sopas klaar gemaak met Jesus se verduideliking van die bediening van die Heilige Gees. En so baie van julle het gereageer en gesê, dankie vir die verduideliking, dit het so baie dinge vir my oopgemaak. En ek wil my stem ingooi by daai getuienis, want dit is presies my belewenis. Jy weet, jy kyk na hierdie woorde van Jesus, soos wat dit daar staan, nee, want die gevaar is mos nou, ou sit nou vir jou 'n bril op, jy weet, jy kan nou vir jou 'n Pinksterbril opsit, of 'n charismatiese bril, of 'n gereformeerde bril, of wat se bril nou ook al, en dan lees jy daardie woorde van Jesus, en daai brille het 'n manier, of kom ons sê nou maar net brille oor die algemeen, het 'n manier om sekere goeders te verskans en ander goeders te oorbeklemtoon. En jy weet, jy het 'n manier om die skrif te lees om te druk in 'n rigting soos wat jy hom verstaan. En ek sê, dis 'n wesenlike gevaar. Dis altyd so. Ek sit vanoggend met 'n skrifgedeelte en ek dink by myself, dit is so belangrik dat ek hierdie skrifgedeelte verstaan soos wat Jesus dit gesê het, en nie soos, dat ek dit nie saggies druk in 'n rigting, wat ek wil hê dit moet sê nie, en dan mis ek. Sien, dis die ramp, is dat jy gaan mis wat Jesus sê, en jy druk 'n skrifgie in jou rigting om te sê wat jy wil hê dit moet sê, en die ware boodskap daarvan gaan jou dan net verby, en ek dink dis baie van ons belewenis as dit kom by die persoon en bediening van die Heilige Gees. Dis nie dat ons nog nooit van die Heilige Gees gehoor het nie, en dis nie dat ons nog nooit van hom gelees het nie. Dit is dat ons, soos die verduideliking van Jesus in Johannes 16, dat ons dit lees met 'n bril op, en daardie bril verskans die ware boodskap, en lei ons altyd in 'n bepaalde rigting waarna ons gewoond is. En as jy daai bril net kan afhaal en jy kan lees wat Jesus sê, dan is dit so 'n lafenis vir jou siel, en so bevrydend en so verrykend om te hoor wat Jesus sê. En dis waar ons wil uitkom. Ons wil by dit uitkom. Ons wil by die inhoud van Jesus uitkom. So, ons stap nou af van daardie verduideliking. Onthou, dis een aand se gesprek, 5 hoofstukke in die evangelie van Johannes, een aand se gesprek, selfde spreker, selfde gehoor. En so daar's 'n kontinuïteit en 'n konteks wat ons moet verstaan. As ons dit verstaan, dan maak dit vir ons die gesprek soveel duideliker. En dit is nie net met die skrif waar nie, dis ook waar van goed wat ons hoor iemand anders gesê het. As jy dit wat hy sê uit die konteks haal van dit wat hy sê, dan kry dit 'n heeltemal 'n nuwe betekenis. Maar om die konteks te verstaan waar binne die woorde gesê is, dis natuurlik 'n groot deurbraak. So ons het opgehou lees in ons vorige opname by vers 14, so ons gaan nou aan. Kom ons lees net vers 14, bietjie verfris ons geheue, en dan stap ons in die gedeelte wat ons vandag wil doen. Vers 14 was, Jesus sê oor die Heilige Gees, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. So ons sien waaruit put die Heilige Gees in sy bediening aan die mense. Die bron van die Heilige Gees se bediening is die persoon en waarheid van Christus. Wat 'n lieflike ding om te hoor en te verstaan. Nou gaan Jesus verder met daai gedagte en sê in vers 15, alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. En ons gaan nou, in hierdie gedeelte wat nou voorlê, gaan ons iets besonder sien, nie net van die verhouding van die Seun met die Vader en die Vader met die Seun nie, maar die onuitspreeklike voorreg wat die mens as 'n geskape wese het, om verbind aan die Seun
deel te wees van die verhouding tussen die Vader en die Seun. En dis is 'n kosbare verduideliking, en ek weet, as ons op die IFJJ doen, Jesus en die Vader, dan het ek nou so 'n verduideliking so met my hande en snaaks, nee, ek gaan nou altyd terug na daai beeld toe. Nee, jy het die eindelose verlede, toe daar nog niks was, nie geen skepping, geen engele, geen heelal, geen planete, geen aarde, geen mens, diere, visse, voëls, plante, berge, lieflikhede nie. Niks van daai nie, net God. En jy het die Vader en die Seun, en hulle ewige liefde vir mekaar. En die Vader se liefde vir die Seun veroorsaak die skepping. Deur die Seun word die skepping gemaak. En sê die skrif, vir die Seun word die skepping gemaak. Nee, dis so 'n wonderlike plek om by te begin, want dit bring soveel begrip. Die Vader doen alles vir die Seun, en die Seun doen alles vir die Vader. En daardie ewige band en vereniging tussen hulle, volmaakte liefde en verhouding. En dan skep God die mens, is 'n skepping, is 'n geskape wese, is nie 'n goddelike wese nie, is 'n geskape wese. En die intensie, sê die skrif baie duidelik, is dat alles, veral die mens, maar alles, in die Seun lewe sal hê. En deur dat die mens in die Seun is, kom hy ook in hierdie verhouding met die Vader. Soos Paulus dit in Kolossense 3 sal sê, vers 3, ons is saam met Christus verborge in God. Saam met Christus verborge in God. Jesus gaan nou iets verduidelik van die disippels se verhouding met die Vader, vanweë hulle verbondenheid met hom. Nee, die disippels se verhouding met die Vader, vanweë hulle verbondenheid met Jesus, wat iets kosbaar is. En voor ek dit nou gaan lees, net nog 'n laaste gedagte, of 'n beeld of so, wat dalk kan help om te verstaan, en dit is, kom ons vat, my seun is my seun. Hy is deel van my. Hy is my seun. Maar dan trou hy met 'n meisie, en hy bring haar in hierdie verhouding wat ek en hy het. Ek het 'n verhouding met hom as my seun, en nou, vanweë haar huwelik met my seun, word sy my dogter. En ek het nou 'n verhouding met haar as my dogter. Dis 'n belangrike beeld, maak baie van hierdie dinge duidelik. So kom ons kyk na die gedeelte in Johannes 16 vanaf vers 15, hoe Jesus dit verduidelik. So die Vader het alles vir die Seun gegee, die Seun doen alles vir die Vader. Ek doen niks wat ek die Vader het nie sien doen nie, ek sê niks wat die Vader nie hoor sê nie. My voedsel, my brood is om die wil van my Vader te doen, daar 'n absolute toewyding, net van die Seun teenoor die Vader, en ook van die Vader teenoor die Seun. 'n klein tydjie, so kom ons volg Jesus se woorde, dis nou vers 16, hè? 'n klein tydjie, en julle sal my nie sien nie. En weer 'n klein tydjie, en julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan. Nou, hier moet jy nou soort van fyn trap, want dis baie maklik vanweë klomp goedjies, dat ons nou hierdie kan verstaan op 'n manier wat Jesus dit nie bedoel het nie. So hier, ek wil hê jy moet dit duidelik raak sien. So dink aan die toneel, hier om die tafel, waar hulle is, en Jesus met hulle praat, en die situasie waarin hulle bevind is op die vooraand van die arrestasie en kruisiging van Jesus. En dan kort daarna die opstanding. 'n Mens kan, afhangende van waar jy nou groot geword het, en watter kerkstroom selfs,
kan jy nou dadelik besluit, Jesus praat van die wederkoms hier, maar dit is nie waarvan die teks praat nie. Dieselfde situasie het ons gehad met Johannes 14. Nee? Jesus praat oor hierdie situasie, dat hy nou van hulle weggeneem word deur die kruisiging, maar dat hy gaan opstaan uit die dode en hulle hom weer gaan sien. Sien, jy moet dink daaraan, dis die doel van hierdie hele gesprek. Die doel van die gesprek is nie om woorde op papier te sit wat slegs van toepassing gaan wees op mense duisende jare later nie. Jesus praat met hierdie mense, sy disippels, wat vir 3,5 jaar saam met hom gewandel het, en op die vooraand is van die grootste krisis van hulle lewe, en dit is die arrestasie van Jesus, die valse verhoor waardeur hy moet gaan, en dan uiteindelik sy moord, die kruisiging van Jesus deur mense wat hom uit die weg wil ruim. So dink daaraan, dis die konteks daarvan, so hou by die konteks van die situasie, dan sien jy hoe maak alles skielik sin en duidelik, net typies konteks, maak altyd alles duidelik. 'n Klein tydjie en julle sal my nie sien nie, so binnekort gaan ek van julle weggeneem word. Hulle gaan my doodmaak en hulle gaan my begrawe. Klein tydjie, binnekort is ek van julle weggeneem. Sien my nie meer nie. Nee? Typies die toneel wat jy kry wanneer iemand sou sterwe. Nee? Ek dink nou, my pa, ek sien nou nog sy bed, dan in die aande, dan bid ek saam met hom, en dan is hy nou daar, en dan die volgende oggend word hy nou weer wakker, en as ek nou in die kamer kom en die bed is leeg, dan weet ek, hy is seker in die badkamer, of hy is nou ergens, maar hy is hier, maar die dag toe hy sterf, toe is hy weg. Dis die bed leeg, hy kom nie terug nie, hy is nie in die hospitaal nie, hy is nie in die badkamer nie, hy is nie in die sitkamer nie, hy is weg. Jesus sê vir hulle, 'n klein tydjie, en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie, net 'n klein tydjie, en julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan, want ek gaan opstaan uit die dode. En die opstanding uit die dode is die bevestiging, die finale kragtige bevestiging deur die Vader self, dat Jesus is wie hy sê hy is. Sommige van sy disippels het toe onder mekaar gevra, natuurlik, hy moes nou hoor, Jesus sê hierdie kriptiese stelling, en hulle vra, wat is dit wat hy sê, 'n klein tydjie en julle sien my nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, en ek gaan na die Vader. Waarvan praat Jesus? Hulle het dan gevra, wat is dit wat hy sê, 'n klein tydjie, ons weet nie wat hy sê nie, hulle praat nou mekaar, nee, hy praat nou begin hulle morrie onderlangs, wat bedoel hy, wat sê hy? En Jesus het gemerk, dat hulle hom wou vra, en hy sê vir hulle, nog voor hulle vra, is my mooi, nee, is vir my kosbaar, ons kom met ons vra, nee, ek dink nou sommer net daar, die toepassing, hedendagse toepassing van iets wat ons hier raak sien in hierdie situasie is, ek kom met my vrae en my kwessies na Jesus toe, en wag, dat hy my antwoord, maar ek beleef dikwels ook, dat hy sekere goed in my lewe antwoord, wat ek nog nie eers gevra het nie, nee, dit is 'n wonderlike ding. Ondervra julle mekaar, vra Jesus toe, dat ek gesê het, 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, voorwaar, ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedrywe. Dis nou binnekort. Maar die wêreld sal bly wees. Die fariseërs en die magte en kragte van die dag was baie bly, dat hulle Jesus suksesvol kon arresteer, en deur die worsmasjien sit, om hom te kan doodmaak, en daarin slaag. Hulle was baie bly daaroor. Die disippels daarenteen het geween en rou bedryf. Maar julle droefheid sal in blydskap verander. Wanneer sal hulle droefheid in blydskap verander? Wanneer hy opstaan uit die dode, en hy verskyn aan hulle, en hy sê, ek is met julle, tot aan die volleinding van die wêreld. En hulle besef dat die dood kon hom nie hou nie, en dat die vyande van God het aan hom niks nie. Hulle kan niks aan hom doen nie.
Hy het die sleutels van die doderyk en van die dood. En dan sê Jesus, 'n vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, omdat die blydskap, om die blydskap dat 'n mens in die wêreld gebore is. Nou, die pyn wat deur hierdie disippels moet gaan om te sien wat van hulle geliefde meester en Here word, wat die mense met hom maak en hoe niemand ingryp nie, nie eers die Romeine gryp in nie. Hulle lewer hom oor aan sy vyande en hy word doodgemaak. Eers ernstig en erg gemartel en dan word hy doodgemaak. Nee, hoe diepgaande is daardie trauma? Hoe diepgaande is dit nie? Maar die oomblik toe hy langs hulle staan, op daardie Sondagoggend, na die opstanding, en hy verskyn aan hulle, en die blydskap, die oorweldigende, onbeskryflike blydskap, wat losbreek in hulle harte, verswelg elke krieseltjie van droefheid en trauma, wat hulle so pas beleef het. Nee, is dit nie, dit is geweldig. Daar is iets in Jesus wat droefheid en trauma insluk. En jy weet, dat terwyl ek nou daarop is, dat ek het net sê, ek het al gesit hier by my huis met mense en getuienisse van erge dinge wat hulle moes deurgaan. Misdaad en mishandeling en verskriklike goed wat met hulle gebeur het en hoe die werklikheid van die heerlikheid van Jesus daardie trauma net insluk. Daar is nie 'n vorm van traumaberading beskikbaar in die wêreld vandag wat naby dit kan kom nie. Nie naby dit kan kom nie. Ons sien dit ook in die boek Openbaring waar die gelowiges wat vervolg word en baie mishandeling en booshede van mense moet hanteer en moet belewe omdat hulle by Jesus is en hoe Jesus hom aan hulle openbaar sy heerlikheid en die heerlikheid van Jesus die drama en trauma net insluk. Nee, is geweldig. Vers 22. Julle dan ook nou droefheid. Maar ek sal julle weer sien. En julle hart sal bly word. Understatement of the century. En niemand neem julle blydskap van julle weg nie. Wat is die kern van die blydskap? Die realiteit en heerlikheid van Jesus. Dis nie 'n blydskap oor van hier af verder kan niks slegs meer met ons gebeur nie. Nee. Dis nie dit nie. Hulle het baie sleg beleef nog. Ek bedoel, dink net aan Paulus se bediening. Dink aan hoe Petrus tot sy einde gekom het. Jesus wat vir hom sê, hy gaan 'n gewelddadige dood sterwe. Die bron van Petrus se blydskap is nie ideale omstandighede nie. En dat hy, jy weet, hy het alles wat sy hart begeer, ekskuus tog, en hy kan nou net uitsien na net wonderlike tye, jy weet. Dis nie dit nie. Dis die feit dat Jesus werklik is. Dat Jesus regtig is. Dis die heerlikheid, die alles oortreffende heerlikheid van die Seun, wat 'n blydskap in my ontketen, die feit dat hy in beheer is, dat sy woord waar is, dat sy karakter betroubaar is, en dat hy God is, wat ondanks wat ek belewe, dit troef, die heerlikheid van Jesus troef alles om my. Al verander my omstandighede nie, is daar 'n blydskap in my, wat die wêreld heeltemal baffel. Want blydskap in die wêreld, vreugde in die wêreld het te doen met dat jy in beheer van alles is en alles ideaal het soos wat jy dit wil hê. En daarin vind 'n mens nou groot vreugde en beskerming en sekuriteit. Terwyl die disippels het niks van dit nie. En tog is daar 'n
onbeskryflike vreugde en 'n blydskap in hulle. Dit baffel die wêreld. Jy weet, hoe hoe kan dit wees? Ja, dit is nie oor die ideale omstandighede nie. Dit is oor die werklikheid van Jesus. En in daardie dag, goed, en hier kom ons nou by 'n kosbare deel. In daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Nou hier, dis die intree vir 'n volgende baie belangrike bespreking oor die disippels se verhouding met die Vader deur hulle verbondenheid aan die Seun. Hierdie is 'n baie belangrike ding, is dat Jesus vir die disippels sê, die Vader, kom ons sê eers, daardie dag, watter dag, wanneer ek opstaan uit die dode. Wanneer ek opstaan uit die dode en aan die regterhand van God sit, is daar iets fenomenaal wat gebeur. Tot en met hierdie oomblik is julle verhouding, onthou Jesus is nou fisies daar by hulle, is julle verhouding met my, maar ek bring julle soos 'n seun wat trou met 'n meisie na my Vader, sodat julle ook direk met my Vader 'n verhouding kan hê, deur julle verbondenheid met my. Nee, weer eens daai beeld. Hier kom nie 'n dogter van die straat af in, en nou is sy skielik my dogter nie. Nee, sy trou met my seun. Dis 'n baie spesifieke meisie. Nee, daar is 'n verhouding tussen haar en my seun, 'n verhouding van toewyding en intimiteit, en hulle is getroud, hulle is aan mekaar toegesê. Voor God en sy gemeente beloof ek liefde en trou. Hulle is aan mekaar toegesê, en nou word sy deel van die huishouding. Sy het net soveel reg in hierdie familie, soos my seun. Op grond van wat? Haar verbondenheid met my seun. Dis die belangrike ding, en Jesus gaan dit nou vir hulle verduidelik. Hy sê, julle gaan self met die Vader kan praat. Julle gaan deel in die verhouding tussen die Vader en die Seun, want die Vader self het julle lief. Nou, hierdie is so kosbaar en kragtig, dat 'n mens moet baie, ek wil nou sê stadig, maar stadig is nie regtig die regte woord nie. Versigtig, daar's die regte woord. Mens moet versigtig hierdeur gaan, treukie vir treukie, en presies sien wat Jesus sê en hoekom hy dit sê. Die wonderlike ding wat hy vir hulle sê is, ek maak die weg oop, ek maak die voordeur van die huis oop. Kom in, julle is nou deel van die gesin. Julle is in direkte verhouding, ekskuus tog, julle is in direkte verhouding met die Vader. Is dit nie 'n wonderlike ding nie? So, ek dink, as ek nou net so 'n aanvoeling vir die tyd het van hierdie opname, dan kan ek nou sien dat ons met die volgende een baie dieper hierin sal gaan, maar ek wil nou net afsluit met hierdie gedagte, so kom ons sit net nog so rukkie hier, nee, by vers 23, en daardie dag, watter dag, wanneer ek opstaan uit die dode, 'n klein tydjie en julle sien my nie, ek gaan kruis toe, en sterwe, sien my nie, ek's weg, bed is leeg, ek's nie daar nie. Geweldige droefheid gaan julle vervul, die dag gaan ek opstaan uit die dode, en ek gaan aan julle verskyn, en ek gaan met julle wees, tot aan die volleinding van die wêreld, en die vreugde wat dan in julle harte ontkeet, en sluk enige trauma en droefheid in, is nie meer daar nie. Daardie dag, sal julle my niks vra nie. Nou, die bedoeling hier is, Jesus sê vir hulle, die Vader sit nie een kant, en is geïsoleerd van julle nie. En julle kan nie met hom praat nie, julle het nie toegang tot hom nie, dit is, hy praat net met die Seun, en die Seun praat met hom. Julle het nie toegang nie, so wat julle ook al vir hom wil vra julle vir die Seun, en dan vra hy vir die Vader. Nee, jy sal sien, dis vir my 'n lieflike ding hier. So ek bring julle direk na die Vader. Julle verbondenheid met my gee vir julle toegang, julle praat direk met die Vader. Nou, een voorbeeld waar jy dit byvoorbeeld sien,
is in Handelinge 4, waar die Fariseërs vir Petrus en Johannes dreig met allerlei ongierighede. As hulle weer in die naam van Jesus praat, dan kom hulle by die disippels, vertel hulle alles en dan spontaan begin hulle bid en dan praat hulle met die Vader oor sy kind Jesus. En dis my lieflike, gaan lees dit gerus, hier is so Handelinge 4 vers 27 daar rond. Hier is so aan die einde van die 20s, dan loop het oor tot in die vroeë 30s versies gewys. Gaan lees bietjie daai gebed, sien jy hoe dit waarvan Jesus hier praat uitspeel in die lewens van hierdie disippels. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam. Nou, 'n klein voetnootjie oor 'n moontlike voetfout wat 'n mens kan maak as jy dit hier lees. Nou, vers 23 gee vir ons die lieflike beskrywing van direkte verbintenis met die Vader met 'n baie belangrike stuk waarheid wat daarmee saamkom, wat keer dat ek en jy in die belewenis hiervan of in die verstaan hiervan nie 'n voetfout maak. Alles wat julle die Vader in my naam sal vra. Nou hier is 'n belangrike frase, want dit sê, dit is nie bloot dat Jesus ons na die Vader toe bring, dat ons direkte verhouding met die Vader kan hê, en met hom kan praat, en dan loop hy weg nie. Asof sy funksie nou voltooi is. Dis die voetfout. Nou, onwetend is dit iets wat baie gelowiges in hulle harte dra. Dis nie oor hulle hardkoppiges en, jy weet, so nie. Dis net 'n maklike ding om in te sluip daar en 'n verstaan te ontwikkel waar Jesus slegs instrumenteel is om ons in 'n verhouding met die Vader te bring en hy dan nie meer 'n kwessie is nie. Hy weet, hy het nou sy werk gedoen en daar's hy's nou nie meer nodig nie. Dit is die voetfout, taamlik 'n ernstige voetfout, want dis glad nie wat Jesus impliseer of vir sy disippels leer nie. Die enigste manier hoe die disippels die Vader kan vra, is in die naam van Jesus, bedoelende in verbondenheid met Jesus. En dit is nie 'n historiese, eenmalige verbondenheid nie, né? Ons gebruik nou die geuite voorbeeld van 20 April 1987 het ek my hand opgesteek in 'n kerk, toe's ek nou verbind met Jesus, want ek het Jesus aangeneem, en daar's dit. Historiese, nee, verbintenis, histories eenmalig, verbintenis met Jesus. Nee. Dis die continuasie van verbondenheid met Jesus. Bly in my, soos ek en julle, net die vorige hoofstuk 15, nee, van hierdie een. Bly in my, soos ek en julle, dis die continuasie, ek is verbind aan die Seun. Ek is geroep, die Vader, gepraat van die Vader, het my geroep om 'n gemeenskap te lewe met die Seun. Dis die goddelike roeping op my lewe. In verbintenis met die Seun, het ek direkte toegang tot die Vader. Kan ek vir hom vra? Ek vra hom in die naam van Jesus, in verbintenis met Jesus. Belangrike verduideliking, né? Deur dit versigtig te verstaan, help dit ons om daardie voetfout te maak wat ons dalk al baie in die verlede gemaak het. Deur Jesus uit te rangeer in ons verstaan van wat 'n direkte verhouding met die Vader behels. Nee, en ons is vir ewig verbind aan die Seun, saam met Christus, verbonde in God, nie los van hom nie. Vir my so 'n wonderlike ding. Ja. Nou goed, wat was dit? Vers 23. Met ons volgende opname, dan lees ons vers 23 weer, en dan gaan ons verder, soos wat Jesus die disippels se nuwe verhouding met die Vader gaan beskryf. Elke knie sal buig.